Jy weet, daar's 'n stille pandemie wat reg voor ons oë afspeel. Die gevolge daarvan is verwoestend, maar in soveel gevalle heeltemal voorkombaar. Ons praat van die diabetiese voet. Kom ons kyk 'n bietjie dieper na die omvang van hierdie krisis en, nog belangriker, hoe ons dit kan stop. So, kom ons begin met 'n getal, 700 miljoen. Dis die geprojekteerde getal mense wat teen 2045 wêreldwyd met diabetes gaan leef. Dis 'n syfer wat mense kop laat draai, en dit wys net die enorme skaal van die onderliggende probleem wat ons in die gesig staar. En die ekonomiese impak? Wel, net in die Verenigde State alleen kos diabetes jaarliks 'n verbuisterende $245 biljoen. Dis 'n duidelike aanduiding van die massiewe finansiële las wat hierdie toestand op gesondheidsorgstelsels reg oor die wêreld plaas. Maar hierdie is dalk die mees skokkende statistiek van almal. 'n Pasiënt met diabetes wat 'n groot amputasie van 'n ledemaat ondergaan, het 'n 70% sterftesyfer binne net 5 jaar. Dis hoër as baie soorte kanker. So jy sien, die punt is, dit gaan nie net oor voete nie, dit gaan letterlik oor lewens. Hierdie getalle skets 'n somber preekie van die ware skaal van hierdie krisis. En wat's die primêre dryfveer agter hierdie skokkende syfers? Wel, dis diabetiese voetsere. Dink 'n bietjie daaroor na. 1 uit elke 4 mense met diabetes sal op 'n stadium 'n voetsweer ontwikkel. En hierdie algemene komplikasie is die nommer 1 rede van hospitalisasie vir hierdie pasiënte. Erger nog, dis die voorloper tot 85% van alle nie-traumatiese amputasies. So, hoe gebeur dit? Hoe kom ons by hierdie punt? Wel, die ontwikkeling van 'n diabetiese voetsweer is basies soos 'n perfekte storm van biologiese faktore wat saamkom. Kom ons breek hierdie komplekse proses 'n bietjie af. Die eerste en dalk die belangrikste bestanddeel in hierdie storm is diabetiese neuropatie. Eenvoudig gestel, dis wanneer die senuwees in die voete beskadig word. En wat gebeur dan? Dit skakel die liggaam se ingeboude alarmstelsel uit. Pyn. 'n Pasiënt kan op 'n skerp spyker trap of 'n lelike blas van 'n slegte skoen kry en dit glad nie eers voel nie. Hierdie hele proses is 'n ongelooflike gevaarlike kettingreaksie. Kyk, eers kry jy die senuweeskade, wat beteken jy voel nie 'n besering nie. Dan, asof dit nie erg genoeg is nie, keer swak bloedvloei dat die weefsel kan genees. So 'n klein onopgemerkte wondjie word nie beter nie. Dit word 'n oop seer. En daai oop seer, dis 'n perfekte broeiplek vir infeksie. Sodra 'n sweer eers gevorm het, kan die pad na amputasie skrikwekkend vinnig en genadeloos wees. En dis regtig belangrik om te verstaan dat die uitkomste nie vir almal dieselfde is nie. Dink daaroor, 'n oop wond op 'n voet met swak bloedvloei is basies 'n oop deur vir bakterieë. As jy dit kombineer met 'n immuunstelsel wat reeds deur diabetes verswak is, word infeksie 'n uiters gevaarlike komplikasie. Dit kan so vinnig versprei, diep in die weefsel en selfs tot op die been. En hierdie ongelykheid is tragies sigbaar. As jy na hierdie grafiek kyk, sien jy dit dadelik. Amputasiekoerse onder minderheidsgroepe is meer as dubbel die van wit pasiënte. Dis skerp, visuele bewys van diepgaande verskille in gesondheidsorg. En dit gaan nie net oor ras nie, né? Sosio-ekonomiese status speel ook 'n reuse rol. Hierdie aanhaling sê dit duidelik. Toegang tot sorg, opvoeding en hulpbronne het 'n massiewe impak. Pasiënte in armer gemeenskappe kom dikwels eers by 'n dokter uit wanneer die siekte al baie verder gevorder het. Maar, en is 'n groot maar, hierdie storie hoef nie met amputasie te eindig nie. Glad nie. Die fokus verskuif nou van die probleem na die oplossing, want daar is bewese strategieë om hierdie krisis te beveg. Dis die vraag wat ons almal moet vra. En die goeie nuus is dat die mediese gemeenskap wel antwoorde het. Dit gaan alles oor 'n proaktiewe en selfs 'n aggressiewe benadering tot behandeling en voorkoming. Suksesvolle behandeling berus eintlik op 4 hoofpilare. Eerstens, maak die wond deeglik skoon van enige ongesonde weefsel. Tweedens, verlig die druk deur die gewig heeltemal van die seer af te haal. Derdens, beheer die infeksie met die regte antibiotika. En laastens, en dis krities, herstel die bloedvloei na die voet toe sodat genesing kan plaasvind. Kyk net na die dramatiese verskil hier. Deur 'n relatief eenvoudige chirurgiese prosedure, 'n Achillespeesverlenging te doen om die onderliggende meganiese druk op die voet te verlig, het die herhalingssyfer van daai seer geval van 25% tot net 2%. Dit wys jou hoe ongelooflik kragtig dit is om die oorsaak aan te spreek, nie net die simptoom nie. Selfs nadat 'n sweer genees het, is die stryd nie verby nie. Die risiko dat dit kan terugkom is ongelooflik hoog. En dis hoekom dit absoluut noodsaaklik is om pasiënte te bemagtig.
Hulle moet leer hoe om daagliks hulle voete te inspekteer, die regte skoene te dra en die heel eerste waarskuwingstekens te herken. Nou hierdie strategieë werk op hulle heel beste wanneer dit nie in isolasie toegepas word nie. Die mees effektiewe manier om ledemate te red is deur 'n gekoördineerde, spangebaseerde benadering. Wanneer vaskulêre chirurge, pediaters en ander spesialiste saamwerk, is die resultate net merkwaardig. Pasiënte kry vinniger die regte sorg, wonde genees beter en die eindresultaat is 'n drastiese vermindering in amputasies. En die deurslaggewende punt hier is dat hierdie nie net 'n teorie is nie. Die bronmateriaal bevestig dit. Hierdie model is 'n bewese sukses en word gesien as die goue standaard vir die behandeling van die diabetiese voet. En dit bring ons by die laaste, uitdagende vraag. As ons weet wat werk, hoekom word dit nie oral toegepas nie? Dit laat ons dink oor die groter gesondheidsorgstelsel, die uitdagings in befondsing, organisasie en die gaping tussen wat ons weet die beste praktyk is en wat werklik gedoen word. Dis 'n vraag wat antwoorde vereis as ons hierdie voorkombare krisis ooit wil beëindig.